een oggend op en sê, ag, ek dink ek is nou moeg vir my ou sondige lewe, kom ek probeer iets anders. Ja, kom ons probeer geloof. Niemand doen dit nie. Want jy het jou eie koninkrykie. Hier is ek baas van my plaas. En niemand sê vir my wat ek moet doen met my lyf en my liggaam nie. Ek sal besluit, né? En dis lekker om koning oor jou eie mishoop te wees. Totdat jy ontdek, maar dis net 'n mishoop. En dis nie ideaal nie. Maar daai ontdek is die Heilige Gees wat jou oogklappe afhaal, jou oë oopmaak vir 'n groter lewensroeping, vir iets meer belangriks in jou lewe. Hy maak jou honger vir 'n pad saam met die Here. Net die Heilige Gees doen dit. En dis hy wat die liefde van die Here uitstort in ons harte, sodat ons iets daarvan kan smaak. Nou, kan ek net nog 'n paar terugtree en die agtergrond breër skets. Voltooi gou vir my hierdie sin. God is, ek hoor dit, liefde, nê? Hoe weet jy dit? Ja, maar dit staan ook in die Bybel. Dis 'n paar plekke, 3 keer om die waarheid te sê in die Bybel, waar dit uitdruklik sê, God is lief. So dit is in al God se wonderlike eienskappe. Hy's genadig, hy's almagtig, hy's regverdig, hy's 'n kreatiewe God. Dit is in al sy wonderlike eienskappe. Kies die Here self, dat die ene bo hulle almal moet staan. God is liefde. Dis hoe hy is. Dis nie wat hy doen nie. Dis sy aard, dis sy natuur. Hy kan niks anders doen as om dit uit liefde te doen nie. Dis hoe ons God is. Geen wonder nie dat die goue teks in die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Want dis hoe God homself aan ons openbaar. Julle onthou toe Jesus praat van sy Vader, en hy gebruik die voorbeeld van die verlore seun, hoe daai pa in daai storie optree, elke keer met die uiterste liefde, teenoor hierdie laaitjie wat verloor, eerste hierdie laaitjie wat rebels is, en wat sy liefde in sy gesig teruggooi, pa is nog steeds vir hom lief. En toe hierdie laaitjie later terugkeer, en hy stink soos varkhok, toe sê hierdie pa nog steeds vir hom met oop arms, jy is welkom. En toe die ou boet rebelleer, en sê, ek gaan nie soen toe nie, toe gaan pleit die pa by hom ook, want dis die liefde van God. Hy sal altyd bly pleit, altyd jou nader wil trek. So, en dan as toe Jesus die wet en die profete saamvat, hy sê die hele dikke Bybel, as ek dit vir jou kan saamvat in 2 sinne. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierin is die hele wet en die profete saamgevat. 2 sinnetjies. Die werkwoord van al 2 die sinnetjies presies dieselfde werkwoord. Lief hê, lief hê. So Jesus sê, as jy my wil snap, as jy wil weet waaroor gaan my woord, dit gaan als oor liefde. Ek wil jou mens wees verander, dat jy 'n mens word van liefde, teenoor God, maar ook teenoor jou naaste, want dit is hoe God is. Jesus sê, aan julle liefde vir mekaar gaan mense weet, julle is my disippels. So as ons daai ding vang, en daai ding snap, en daai ding leef, dan sien ander, jy's ook een van Jesus se mense. Dis al hoe hulle dit kan sien, deur ons liefde. So, hierdie lewe op hierdie planeet, hoekom is jy hier? Net gewoon om 'n mens van liefde te word. Hierdie is die skool van liefde. Hier moet ons oefen en leer en ontwikkel om mense van liefde te word. En dis hoekom die Heilige Gees gegee is. Want die Heilige Gees het God se liefde in ons harte uitgegiet. Maar meer as dit, die Heilige Gees is die bron van liefde. Kyk na die vrug van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is, wat is die eerste ene? Liefde. Dis waar dit alles begin. Gaan nie op 'n ander plek begin nie. Is nie kennis nie, is nie wysheid nie, is nie goeie leierskap nie. Hy begin elke keer by liefde. Daar's om die waarheid te sê Bybelkommentaarskrywers wat reken in die vrug van die Gees, is liefde nie net die eerste een van 9 nie. Dis soos die opskrif vir die res. Die vrug van die Gees is liefde. En hoe lyk liefde? Dis blydskap, dis vrede, dis geduld, dis vriendelikheid, dis goedheid, dis getrouheid, dis sagmoedigheid, selfbeheersing.
Dis nou anders gekyk, né? Anders na dieselfde ding, maar hy is die bron van liefde. En hou nou 'n gedagte wat sê 1 Korintiërs 12 se einde, hy sê oor die verskillende gawes van die Gees, mense wat in tale praat, mense wat genesing, mense wat profeteer, dan sê hy, lê julle toe op die allerbeste gawes, maar nou wys ek julle wat nog die beste is. Dan gaan hy oor 1 Korintiërs 13 toe. Dan praat hy oor liefde. Hy sê dit staan bo al die ander uit. So die Heilige Gees wil Jesus se liefde in ons groei. Dis wat Jesus sê van die Heilige Gees, Johannes 16 vers 14. Hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik, want hy sal neem wat aan my behoort en hy gaan dit aan julle verkondig. So, daar's baie wanopvattings oor die Heilige Gees. Soms gaan jy op 'n vrouekamp of 'n mannekamp en dis nou aangebied deur die AGS of een of haar Pinksterkerk en die mense lê ouens hande op en hulle praat in tale en party val om en dit is en dan sê hulle dis die Gees aan die werk. Nee, die Gees wil nie 'n sideshow maak nie. Die Gees se hooftaak en funksie is om jou so aan Christus te verbind dat die heerlikheid van Christus in jou lewe sigbaar sal wees. Hy wil Jesus se lewe binne in jou vorm. Dis die hele doel van die Heilige Gees. So hy groei Jesus se liefde in ons, wat in ons is, en hy wil elke dag vir jou help, dat daai emmertjie van liefde in jou hart so vol is van Jesus se liefde, dat dit oorloop en uitspat, waar jy ook al kom. So dit is die Here se plan. Jesus Christus is ons rolmodel. Hy het mens geword, vlees en bloed aangetrek soos ek en jy. Hy was ook honger, hy het ook in stofstrate gelewe, hy het ook 'n pa en 'n ma gehad, sy pa is ook vroeg dood, daar's teen hom gediskrimineer, baie mense het gesê, hy kom van bedenklike herkoms, ons is nie heeltemal seker nie, kan daar uit Nasaret iets goeds kom, dis nou sy dorpie van herkoms, so op allerlei maniere het hy gevoel hoe dit voel om mens te wees, te nagekom te wees, hy moes ook belastings betaal, so hy ken mens wees, maar in sy mens wees het hy hierdie wonderlike liefdevolle verhouding met die Vader geleef en met die mense rondom hom. En dit is ons rolmodel. Sy manier van lewe toe hy mens was, word die rolmodel vir my en jou. Hy het vir ons kom wys, dit is moontlik vir mens om in so 'n verhouding met God te lewe en God se liefde te lewe. Maar die geheim van Jesus se lewe was dat hy sy geloof so geleef het, sy geloofsgewoontes. Daar is sekere dinge wat Jesus getrou en gereeld gedoen het, en ons moet dit raak sien, want dit het sy lewe gevorm. En as ons daai selfde patrone doen, gaan dit ons lewe ook so vorm. So, ek het so 'n paar uitdrukkings wat ek net met jou wil deel. Die eerste een is, we are human becomings, not human beings. Dit klink so staties. We are human becomings. Elke liewe dag is jy besig om 'n klein bietjie te verander. En dis deel van jou geestelike vorming. Ek het dit gisteraand gedeel, maar laat ek dit net gou weer met jou deel. Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. And watch your character, for it becomes your destiny. Elke gedagte wat jy in jou kop toelaat, elke woord wat jy oor jou tong laat gaan, bepaal in 'n mate wie jy gaan wees en wie jy gaan word. Dit laat jou besef, alles wat jy doen, alles onder die son is geestelik. Daar is nie 'n geestelike lewe hier by die kerk en 'n sekulêre lewe daar buite nie. Alles is geestelik. Die manier hoe jy met jou tuinman omgaan is geestelik. Die manier hoe man en vrou met mekaar omgaan is geestelik. Die manier hoe jy met jou kos omgaan is geestelik. Alles het 'n impak op wie jy gaan word op die ou end. En dit is die hart van die Nuwe Testamentiese boodskap. Mense kan verander. Mense hoef nie in dieselfde patrone vasgehak te wees vir die res van hulle lewens nie.
met nuwe gedagtes, met nuwe handelinge en geloofsoefeninge, kan jy nuwe paadjies stap en kan jou geloof vorm om al hoe meer soos Jesus te wees. En dit is die eksperiment van die Nuwe Testament. Jesus vat 12 gewone alledaagse ouens, die 12 disippels. Nie fancy ouens nie, hulle was vissermanne. Nou in daai tyd was dit nou nogal so, die slimmes van die slimmes van die slimmes het rabbies geword. Die res het saam met hulle pa hulle werk gedoen. So hulle het so 'n bietjie laerskool gehad en nie teen ouderdom 13, dan skryf jy in by jou pa, dan word jy nou sy appie en jy leer by hom om die bedryf van pa te doen. Hierdie manne was nou van daai manne. Hulle het nou nie verder gegaan met skoling nie. Hulle was net gewone, normale mense. En Jesus vat daai 12 en hy vorm hulle so dat sy karakter in hulle is, dat hulle die wêreld gaan verander. So, dis die hart van die Nuwe Testamentiese boodskap. Gewone mense in die hande van die Here word verander, sodat hulle hierdie wonderlike getuies van Jesus kan wees. Ek is dankbaar daarvoor, want die manier hoe jy jou tyd met die Here spandeer, is wanneer die klei homself plaas in die hande van die pottebakker. So jy kies, wil ek toelaat dat die Here my vorm, my vat. En dan die tyd wat jy daaraan spandeer, dis wanneer jy hierdie lomp klei in die Here se hande sit, en nou begin hy met jou werk, en nou begin hy iets aan jou doen. Nou, oom Dallas Willard is 'n outeur wat ek lief is om te lees, en hy verduidelik dit so, hy sê, jy kan 'n jong laaitie kry, wat vreeslik graag rugby wil speel, dis sy droom, dis sy ideaal, en sy absolute hero is Hanrey Pollard. Ek bedoel, elke spel wat Hanrey speel, sal hy kyk, hy sal dit oor en oor kyk, want dis sy hero hierdie ou, jy weet, as sy ma vir hom klere koop, moet daar nommer 10 agter op sy rug staan, want dis Hanrey se nommer, jy weet, ek wil daai nommer dra. As Hanrey sy hare na regs toe kom, dan daai ouetjie kom sy hare na regs, want my hero Hanrey sy hare hang na regs. As Hanrey so met 'n bal speel, jy weet, dan daai ouetjie oefen dit in, want hey, ek wil ook hom so cool lyk en die bal so gooi, jy weet, soos Hanrey. As Hanrey in 'n advertensie is vir deodorant, net X of wat ook al, hulle betaal hom groot geld sodat hy nou voor die TV dit kan doen. Daai laaitie, dis al wat hy aanspuit. Hy wil ook X aanspuit, want hy wil wees soos sy hero, Hanrey. Gaan die deodorant maak dat hy kan rugby speel soos Hanrey? Nope. Daar's 'n bietjie meer nodig as dit, nê. Hanrey is nie die kwaliteit rugby speler wat hy is omdat hy goeie deodorant gebruik nie. Daar's 'n leefstyl agter wat hy doen. Baie ure se oefeninge. Baie vroeg opstaan en in die gym tyd spandeer. Gedissiplineerd lewe. As sy chomme 'n paar ekstra biere wegkap, nie Hanrey nie, want hy weet sy liggaam is 'n fyn geoefende masjien. Hy kan dit nie aan homself doen nie. As die ander hulle self ooreet, nie hy nie, want hy weet hy gaan sy liggaam mooi moet oppas. So hy het 'n dissipline wat hy voluit doen. Daai vinnige systappie van hom, dit kom nie per toeval nie. Hy het dit geoefen en geoefen en geoefen en geoefen en geoefen tot die dag dat hy dit nodig het op die rugbyveld. En dan weet hy kan dit doen. Die punt wat ek wil maak is 'n Christen wat wil leef soos Christus, maar nie die oefeninge wil insit nie, is so belaglik soos die laaitie wat die bal speel en dink hy gaan soos Hanrey wees. Nee, jy gaan nie net soos hy jou hero wees nie. Jy moet dit oefen. So ons gaan dieselfde oefeninge moet doen wat Jesus geoefen het. Vroeg in Jesus se lewe lees ons al, hy was omtrent 13 jaar oud. Toe was hy by die tempel en sy ma hulle soek hom en hulle kry hom terwyl hy en die skrifgeleerdes diep gesprekke het met mekaar. Wat sê dit vir ons? Dat van 'n klein tyd af het Jesus homself
verdiep in God se woord. Hy het die Bybel geken. Soveel so dat hy met volwasse skrifgeleerdes kon in gesprek tree oor die woord van God. So daar was baie dissipline in Jesus se lewe van kleintyd af om seker te maak hy ken die Bybel. Reg aan die begin van sy bediening, as hy vir 40 dae in die woestyn is en Satan kom vat hom aan, dan keer op keer antwoord Jesus vir die Satan deur aanhalings uit die boek Deuteronomium. So Jesus het die boek Deuteronomium uit sy kop uitgeken. Dit was hier. Hy het dit bestudeer, hy het dit gememoriseer en toe Satan kom met sy aanslag, toe is Jesus reg vir hom. Hy kon dit doen. Hy kon hom aanvat. Ons sien dikwels dat Jesus alleen tyd spandeer met die Vader. Voordat hy sy disippels kies, het hy 'n deernag gaan bid. Net by die Vader gaan sit en wees. Te hoor wat die Vader se wil. En as jy die boek Markus lees, dan sal seker 5 of 6 keer wat ons sien dat Jesus homself eers onttrek het om alleen met die Vader te wees. So daar was sekere gewoontes wat Jesus beoefen het. En ek is so dankbaar vir die evangelies, want dis hoekom daai 12 manne in Jesus se lewe was. Hulle moes dit eerstehands sien. Dis die dinge wat Jesus doen. En hulle het dit vir ons neergeskryf. En ons het ten minste 4 getuienisse daarvan. Matteus, Markus, Lukas, Johannes se getuienisse oor hoe Jesus geleef het, hoe hy opgetree het. En dit help ons om te sien hoe Jesus geleef het. En dit is disippelskap. Hulle het dit vir ons neergeskryf sodat ek en jy jare na die feit kan leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Dit was sy opdrag. So Jesus se aardse bediening was nie 'n solo projek nie. Hy kon dit als alleen gedoen het. Hy het nie daai 12 manne nodig gehad nie. Maar hy betrek daai 12 manne sodat hulle sy lewe kan sien, eerstehands van naby en kon rekord hou daarvan. En daai rekord is oorgedra na ons toe. Nou eerlik, ek weet nie hoekom Bartimeus deel van daai groepie was nie. Want hy sê nooit 'n woord nie. Daar's nie 'n letter ink uit sy pen uit nie. Hy skryf vir ons niks nie, maar hy was deel van daai groepie om te sien wat die Here gedoen het. En nou, hier's die genius van die Christelike geloof. Ons dien 'n lewende Jesus Christus. Hy het opgestaan uit die dood, tans lewe hy. En dan as jy nou sy woorde het uit die Bybel, dan kom Jesus en dis amper soos 'n tydmasjien. Hy spring oor die 2000 jaar tussen waar ons nou is en waar Jesus op aarde was. En hy vat sy woorde en hy leer ons nou in 2025 hoe om sy lewe te leef tans op planeet Aarde. Dis die hele bedoeling. Ek en jy word weer leerlinge van hom. Ons leer by hom hoe om sy lewe te lewe. Ons is disippels van die groot rabbi. Dis wat Jesus met ons wil doen. Nou, ek wil 'n voorbeeld met julle deel, die voorbeeld van stilte en afsondering. Ons sien dikwels dat Jesus dit doen. Dat hy homself onttrek, dat hy ergens alleen gaan, miskien langs die see van Galilea, ander kere gaan sit hy op 'n berg ergens, in die tuin van Getsemane het homself weer onttrek na een kant toe, om tyd met die Vader deur te bring. Ons noem dit stilte en afsondering. 2 voor die hand liggende woorde, stilte, ons moet ergens stil raak. Want die wêreld om ons is baie luidrigtig, jy weet dit. Daar's aanhoudende eise op jou. Ons fone los ons nie uit nie. As jy jouself sien, dan bzz daai ding. En jy's genoodsaak om te kyk en te antwoord. En nee, dis wat ons doen. Ons weet ook nie om stil te raak nie. Ons sit 'n TV aan, ons sit 'n radio aan, ons sit net goed aan, sodat ons nie in stilte hoef te wees nie. Maar daar moet tye wees, wat jy al daai stemme stil maak, sodat dit kalm raak in jou lewe. Ek dink die meeste van ons mis dit. Net om tye te hê van doodse rustige stilte in die Here se teenwoordigheid. En dan afsondering,
om nie tussen mense te wees nie, om nie in 'n modus te wees van ek moet perform en ek moet seker goed gedoen kry en ek moet my to-do list afwerk nie, maar om by tye te onttrek van daai besig wees en net te sit by jou hemelse Vader, rustig in sy teenwoordigheid. Psalm 46 sê dit vir my die mooiste, hy sê, wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is God. Selfde Dawid, nê? Die Here is my herder. Hy laat my rus in groen weivelde. By waters waar vrede is, lei hy my heen. Ergens moet jy daai plekke vind, waar jou siel tot stilstand kom, en jy net in die Here se teenwoordigheid kan wees vir 'n rukkie. Vir party van ons is stilte angswekkend. Jy is half gestroop van besig wees, en jy weet nie hoe om dan te funksioneer nie. Maar ergens moet ons dit doen. Dis nou waar die klei homself plaas in die hande van die pottebakker en sê, Here, nou sê ek het beheer verloor. Ek is nie nou in beheer nie. U is nou in beheer. Ek sit nou net by u. Wees u met my besig. Dan is jou waarde nie gemeet aan jou uitsette nie. Jou waarde is in jou kind wees van God. En dis goed genoeg. Dis 'n ander manier van jouself oriënteer. En jy weet, hy hou jou in sy hand. Groot God wat jou wonderlik vashou. So ons gaan dit nou 'n bietjie prakties beoefen. Ek gaan vir jou vra om jou oë toe te maak en jouself in te dink dat jy in 'n pragtige, mooi park is. Jy gaan nou jou verbeelding moet inspann. Maar met jou oë toe sien jouself in 'n verskriklike mooi park. Dis groen. Daar's hoë bome. Maak so stadige 360 grade draai en kyk net wat jy al sien in hierdie pragtige mooi park. Dalk is daar pragtige paadjies wat uitgelê is. Dalk is daar dele waar daar mooi groen gras is. Dalk is daar dele waar daar pragtige blomme en struike is. Fokus 'n bietjie op wat jy hoor, die voëls, dalk mense se stemme en gelag elders ver. Maar staan in die park en geniet die atmosfeer van hierdie verskriklike mooi groen park. En as jy omdraai, dan sien jy hier's 'n pragtige parkbankie. Hy nooi jou uit. Jy wil op daai parkbankie gaan sit. Dan stap jy oor soontoe. En jy gaan gee jouself oor aan hierdie bankie. En jy geniet net hierdie oomblik. Miskien is dit laatmiddag. Daar's 'n rustige ou sonnetjie wat skyn. Dis 'n windstil middag. En jy ervaar hierdie diep vrede in jou binneste. En dan kom jy agter dat daar's nou iemand wat hier van agter af so half nader beweeg oor die gras na jou toe en in jou bubbel nou half inkom, né? En jy draai om te sien wie is dit wat nou nader na jou toe stap. En dan sien jy, my jene, dis Jesus. Jesus kom hier na jou toe aangestap. Kyk mooi na hom, sodat jy hom later vir iemand sou kon beskryf, né? Hoe lyk sy hare? Hoe lyk sy gesig?
Hoe lyk sy voorkoms? En Jesus kom tot hier by jou en hy sê, ek het gesien, jy geniet hierdie park so baie en jy's alleen hier. Ek wou so graag by jou kom sit. Kan ek maar? En jy sê, ja Here, asseblief kom sit hier by my. En hy kom sit saam met jou op die bank. Nou het jy 'n keuse. Hoe naby aan Jesus wil jy sit? So jy kan nader skuif as jy wil. En nou wil ek vir jou 'n bietjie 'n geleentheid gee om in stil gebed net by Jesus te wees, vir hom te sê wat hy vir jou beteken en hoeveel hy vir jou werd is. Deel jou hart met hom in stilte. En as jy klaar is, sê net hardop amen, dan weet ek jy's klaar. Amen. Omtrent 400 na Christus, so eintlik 340 na Christus, toe is die Christene, was tot op daai tyd, was hulle baie vervolg vir hulle geloof. As jy 'n Christen was die kans goed dat jy met jou lewe daarvoor sou betaal, né? En toe word die keiser Konstantin, toe word hy 'n gelowige en hy verklaar die Christelike kerk, die amptelike kerk van die Romeinse Ryk. En toe wil almal deel wees van die kerk. En daar was 'n gevoel van die kerk het nou weer baie afgewater. En in daai tyd, so 380 na Christus, het party mense wegbeweeg uit die samelewing woestyn toe. Ons noem hulle die woestynvaders. Want het hulle gesê, hier sit te veel geroesemoes. Ons vind nie die Here in hierdie geroesemoes nie. Ons wyk uit na daar waar dit stil is in die woestyn. Ons gaan bly daar, wat ons wil die Here se stem duidelik hoor. So hierdie ding van stilte en afsondering is 'n lang tradisie in die Christendom. En as jy sê, ek sukkel om die Here se stem te hoor, dan is dit waarskynlik omdat jy nog nie dit lekker onder die knie het nie. Dit begin als hier, by stilte en afsondering. Om by Jesus te kuier soos by jou beste vriend. En daai heerlike tyd met hom te geniet. Jy hoor net, dis nie werk nie. Dis kuier. Daai kuier kan gebeur met woorde of sonder woorde, maak nie saak nie. Soms is dit net sit by hom en geniet sy geselskap. Wees tuis by hom. Dis nie 'n kopkennisoefening nie, dis 'n geesoefening. Maar die klem lê op reëlmaat om dit daagliks te doen. My voorstel aan jou sou wees, eerste ding as jy surf, as jy wakker word, eerste ding, doen eers stilte en afsondering. Vir my, die Here doen dit nou maar net met my so, maar ek word elke nag in die middel van die nag wakker. Vanoggend 1:55 was ek in die parkie, saam met Jesus, en het saam met hom gekuier, en dit was fantasties. Lekker gekuier. Ek het nou my gees nou al geoefen om, nadat ek lekker met Jesus gekuier het, stil te raak aan die binnekant, my innerlike stemmetjie te shut up, om net by Jesus te wees. En na so rukkie, dan kom die vaak terug, en skuif ek terug plat, en as tweede slaapie is baie lekker. Maar ek weet nie hoe dit vir jou gaan werk nie. Dalk as jy 6 uur surf is, daar is jou tyd. Sit net regop in die bed. Geniet 10 minute van dit. Maak jou oë toe. Jy stap eintlik in daai oomblik in die koninkryk van die hemele in Jesus se teenwoordigheid in.
En jy vind hom op daai bankie, hy gaan daar wees, guaranteed. En jy sit by hom, skuif so naby as jy wil. Kuier, praat jou hart uit met hom. Vul jou liefdesemmer op met hom. Jy kan nie die dag leeg begin, jy moet die dag vol begin. En dis waar jy vol maak. En die Heilige Gees vat die liefde van die Vader en hy giet dit in jou hart, dat jy vol is vir die dag. Ek wil aanbeveel, en dis net 'n aanbeveling, kry vir jou 'n joernaal. Dis soos 'n leedagboek of 'n notaboek. En na jy so met die Here gekuier het, skryf net so 4 of 5 sinne van hoe dit vir jou was. Ek het die Here naby beleef. Ek het hierdie en hierdie met hom gedeel. In my gedagtes het hierdie en hierdie teksvers opgekom, want dit gaan gebeur by tye. En jy koester daai oomblik saam met die Here. Somstyds verras daai oomblik jou. Jy stap in die Here se teenwoordigheid en skielik sien jy hom in sy heerlikheid en in sy glorie of in sy met 'n tweesnydende swaard en jy skrik jouself boeglam. Soms verras die Here jou met sy voorkoms. Maar hy kan dit doen. Jy het net opgedaag, hy doen die res. So kan jy verstaan, as jy dit daagliks doen, hoe hierdie liefde van die Vader jou al hoe meer gaan verander en transformeer. Dat liefde die plek is waaruit jy leef, optree, reageer, maak nie saak wat die lewe aan jou doen nie. Dit begin hier. Die klei wat homself sit in die hande van die pottebakker en sê, vorm my. En daar doen jy dieselfde geestelike oefeninge wat Jesus gedoen het. En ek wil vir jou sê, het gaan al hoe meer dieselfde uitkomste gee, as wat Jesus beleef het. Enige iemand kan dit doen. Of jy nou 12 jaar oud is, of jy 72 jaar oud is, jy kan dit doen. Jy kies hoe gereeld jy dit wil doen. Jy kan dit 3 keer 'n dag doen as jy wil. En hoe meer jy dit doen, hoe meer stukkies hemel gaan jy in jou lewe beleef. En dit gaan fantasties wees. Ek sluit vir ons af. Here God, wat 'n groot voorreg dat ons uitgenooi is om enige dag, enige tyd, om enige omstandighede na U toe te kom, in U teenwoordigheid in te stap. En U sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Hoe lekker is dit? Dankie vir die uitnodiging, Here. En my gebed is, Here, elke keer wanneer ons oë toemaak en instap in U teenwoordigheid, dat ons U daar sal vind en dat ons sal snap, hierdie is my tuiste. Hierdie is waar ek die grootste liefde ooit ervaar. Hier vul die Here my lewe met sy goedheid en guns. Mag ons elkeen dit beleef op 'n aanhoudende basis. En mag dit deursypel in alles wat ons dink en sê en doen. Amen.